Welkom by Môre onder die soeklig. Ek is Rian van Vieren, jou toekomsgids. Vroeg in 2026 verskyn daar 'n interessante storie in 'n tegnologie nuusbrief deur futurist Pieter Diamandis. 'n Rekenaarontwikkelaar, Alex Finn, beskryf hoe hy iets doen wat tot onlangs soos wetenskapsfunksie sou klink. Hy bestuur 'n organisasie wat feitelik heeltemal uit kunsmatige intelligensie bestaan. Nie mense nie, maar KI-agente. Finn gee hulle selfs name, Henry, Ralph, Charlie, Scout en Quill. Elkeen het 'n rol. Een doen navorsing, een skryf kode, een koördineer take en die ander een skryf inhoud. Hulle werk saam, monitor mekaar en bly konstant besig, dag en nag. Finn se rol? Nie om self die werk te doen nie, maar om die strategiese besluite te neem. Met ander woorde, een mens, 'n span KI-agente en iets wat begin lyk soos 'n maatskappy. Nou, dit is maar net een voorbeeld, maar dit dui op iets groters, 'n breë verskywing wat besig is om in die KI-wêreld momentum te kry. Die idee dat hulle enkele individu 'n ten volle funksionerende onderneming kan bestuur, deur 'n netwerk van intelligente sagteware agente te orkestreer. Ons noem dit die een-persoon KI-koöperasie. Wat hierdie ontwikkeling besonders maak, is nie net die outomatisering nie. Dis nie meer net een kletsbot wat vraag beantwoord nie. Dis 'n hele netwerk van KI-stelsels wat saamwerk. Dink daaraan soos 'n digitale organisasie. Een agent tree op soos 'n bestuurder, 'n ander een soos 'n ontwikkelaar, 'n ander een soos 'n navorser. Hulle deel werk, hersien mekaar se uitsette en verbeter voortdurend. In baie opsigte begin hulle optree soos 'n klein maatskappy, maar sonder salarisse, kantoorruimte of slaap. Die mense skuif dus van die rol van werker na iets anders, 'n orkestreerder, 'n strategiese besluitnemer. En dit is die kern van die verskywing. So wat dryf hierdie tendens? Hierdie is nie toevallig nie. Daar is 'n paar kragtige drywers agter hierdie ontwikkeling. Eerstens, KI het vinnig beter geword. Moderne taalmodelle kan nie net skryf nie. Hulle kan redigeer, hulle kan kode genereer, hulle kan redeneer, navorsing doen en selfs komplekse werkvloei bestuur. Tweedens, tegnologie het meer toeganklik geword. Jy hoef nie meer 'n groot maatskappy te wees om toegang tot hierdie gereedskap te hê nie. Baie KI-modelle kan nou plaaslik op kragtige persoonlike rekenaars loop. Derdens, nuwe sagteware raamwerke maak dit moontlik om hierdie KI-agente aan mekaar te koppel. In plaas van een hulpbron kry jy 'n hele stelsel. En laastens, die ekonomie maak dit aantreklik. As een persoon die werk van 10 kan doen, verander die hele spel. So wat gebeur volgende? As hierdie tendens voortgaan, kan ons die volgende paar jaar groot veranderinge sien. Eerstens sal ons waarskynlik meer mikro-ondernemings sien. Klein besighede met min mense, maar baie KI-agente. Hierdie ondernemings kan meeding in velde soos sagteware, bemarking, navorsing en media. Tweedens kan daar nuwe bestuursinstrumente ontstaan. In plaas daarvan om mense te bestuur, sal entrepreneurs paneelborde gebruik wat wys wat hulle KI-agente doen, soos 'n beheerpaneel vir 'n digitale organisasie. Derdens, gaan 'n nuwe vaardigheid belangrik word, KI-orkestrering. Nie om die werk self te doen nie, maar om te besluit watter agent wat moet doen, hoe hulle saamwerk en hoe kwaliteit beheer word. Dit beteken werk verander, nie noodwendig minder werk nie, maar ander werk. Op die langer termyn kan hierdie model selfs die ekonomie hervorm. Ons kan beweeg na 'n wêreld waar baie meer mense entrepreneurs word. Die koste en kompleksiteit van aksies kan dramaties daal en individue kan kleiner maar gespesialiseerde besighede begin. Dit kan lei tot wat jy 'n hyper-entrepreneurskap-ekonomie kan noem. Duisende klein, hoogs geautomatiseerde ondernemings wat samemark vorm. Produktiwiteit kan ook drasties styg. Een persoon met die regte KI-stelsel kan dieselfde uitset lewer as 'n hele span. Maar dit beteken ook dat tradisionele strukture soos middelbestuur onder druk kan kom. As KI werk kan koördineer, wie hoef dit dan nog te doen? Selfs die idee van 'n maatskappy is besig om te verander. In sommige gevalle kan dit hoofsaaklik uit sagteware bestaan. Maar dis nie alles positief nie. Een groot risiko is betroubaarheid. KI-agente maak steeds foute. Hulle kan verkeerde aannames maak of oortuigend klink terwyl dit verkeerd is. In 'n outomatiese stelsel kan daardie foute vinnig versprei. Daar is ook ekonomiese ontwrigting. As KI groot dele van die kenniswerk kan doen,
gaan baie beroepe verander. Die oorgang gaan nie maklik vir almal wees nie. Sekuriteit is nog 'n probleem. Netwerke van KI-agente wat met die wêreld interaksie het, kan nuwe kwesbaarhede skep. En dan is daar die groter vraag. Wat gebeur wanneer mense begin om rolle en selfs persoonlikhede agter hierdie agente toe te skryf? Waar trek ons die lyn tussen gereedskap en akteur? Alles lei na een kernvraag. Gaan KI bestaande organisasies verbeter, of gaan dit heeltemal 'n nuwe vorm van organisasie skep? Met ander woorde, bly die groot korporasie sentraal en skuif die mag weg na individue wat KI gebruik om soos korporasies te funksioneer? Wel, ons weet nog nie. Maar die tekens is daar dat die grense begin vervaag tussen mens en masjien, tussen individu en organisasie. Vir die wegneem gedagte. In die vorige industriële revolusies het tegnologie mense gehelp om fisiese werk beter te doen. Nou begin tegnologie iets anders doen. Dit versterk ons vermoë om te organiseer, te bestuur en te skep. En as hierdie tendens momentum kry, kan belangrike ekonomiese eenhede van die volgende dekade nie meer die groot maatskappy wees nie, maar die individu toegerus met 'n netwerk van intelligente agente. Die een-persoon KI-koöperasie is dus nie net 'n nuwe besigheidsmodel nie. Dit kan die begin wees van 'n heeltemal nuwe manier om te werk, organisasies en die ekonomie wat self kan dink. Dit was Môre onder die soeklig. Bly waaksaam en proaktief. Tot volgende keer.